Ons wil ere aan die duiwel gee, want die duiwel het my nou iets gegee wat groei hier binnekant my, en dit is nie hoe dit werk nie. Ek wil teruggaan na 7 jaar terug se preek wat ek eendag in die kerk gegee het, maar dit is nie dieselfde preek nie. Ek wil net na hom verwys. Ek dink ek het in die einde van laas jaar dit aan julle kortliks in 'n diens verduidelik. Alles wat ek hier inneem en alles wat ek hier inneem is deel van my sintuie. Is dit waar? Kan ons net 'n amen of 'n eina kry of dit is nie so? Dan generate. Wat is generate in Afrikaans? Genereer, né? Is dit so? Okay. Dan genereer ek 'n voortplanting hier binne. En alles wat hier is, wat na my hart toe gaan, sê die woord van die Here, is wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Want ek kweek 'n fetus in dinge wat ek sien. Nou ek gaan net nou afskop met Genesis 3. Ek gaan hom vir jou kortliks verduidelik. Jy kan jou Bybel oopmaak en my toets. Maar ek het nêrens gelees dat die duiwel saad in die hart van Eva of in haar gedagtes geplant het nie. Nêrens staan dit so geskryf in die woord van die Here nie. Die duiwel kom met 'n wortel en wat jy met die wortel gaan doen, gaan bepaal is wat jy gaan wees. En ek wil dit gou duidelik aan julle maak vanmôre. So, wie neem besluite oor sake? En Dani gaan my volg daar op die bord. Neem God sommige besluite? Neem die vyand sommige besluite of neem ek en jy die besluite? Kan God se wil in jou lewe plaasvind of die wil van Satan of jou wil? Nou staan gou stil. As ek nie die wil van God het en die Heilige Gees nie, kan ek nie 'n kind van God genoem word nie. En van die prent. Wie se wil het ek dan? Ek het my eie wil gebruik om die wil van Satan in my lewe toe te laat. Dis eintlik wat ek nou vir jou gaan leer. Kan die Here jou gedagtes lees of Satan? Ek wil hê jy moet vanmôre besluit voordat ek dit gaan verder preek. Maak jou antwoord. Kan God jou gedagtes lees of kan Satan ook jou gedagtes lees? So die groot vraag is, Dani sit hom daar, wie is verantwoordelik vir jou eie gedagtes? Okay. Ek kan nie Wilmarie verantwoordelik hou vir my gedagtes nie, want wat ek dink is die dade wat ek gaan doen. Ek kan haar nie verantwoordelik hou nie. Ek kan God nie verantwoordelik hou. Prys die Here. Halleluja. Sure. Ek kan God nie verantwoordelik hou vir my dade. Ja, ekskuus, my oom is hier. Ek is so lief vir hom, ek mis hom so. Ek het nie gesien nie. Prys die Here. Wie gaan ek verantwoordelik hou? Die Bybel sê nêrens dat Satan jou gedagtes kan lees nie. Dit staan nêrens geskryf nie. Dit staan wel geskrywe dat God ken die gedagtes vir die wat dink hulle is slim. Ek gaan dit nou vir jou gee vanmôre. Die enigste persoon wat jou gedagtes kan sien, is die Gees van God. Niemand anders nie. Satan het jou nie geskape nie. Hy het geen autoriteit oor jou nie. Maar pastoor, wanneer 'n gees in my is, dan neem my oor. Hy skakel jou soos 'n switch aan en af. Maar hy kan nie beheer hê in wat jy plant in jou gedagtes nie, want 'n duiwel, ek het julle die lering gegee kortliks, hy kan deur sekere fases waar ek oop deure het, kan hy van my 'n woning maak. Maar Jesus het die enigste ene wat jou gedagtes kan sien en kan lees wat jy doen. So almagtig is God. So ek wil afkom om te sê vanmôre, hou op om die duiwel eer te gee en sê die duiwel het jou weer 'n vuil gedagte gegee. Die duiwel het my versoek. Hy gaan jou versoek soos hy vir Eden in die tuin van Eden vir Adam en Eva versoek het. Hy gaan jou die wortel gee om die besluit te maak wat om te doen. Wat beteken die naam van die duiwel? Ek wil dit net weer vir jou openbaar. In die Grieks beteken dit diabolos. Dit beteken 'n valse aanklaer. Dis wie hy is.
Hy is 'n beswaarderaar, met ander woorde, hy gaan jou wil beswaarder, hy gaan jou wil sleg maak, hy gaan mense gebruik om jou sleg te maak. Hier is die ding, die mense wat van jou praat, het die gedagte gekweek om van jou sleg te praat, want dis wat die duiwel sien, is die vrugte wat jy dra, en jy gaan in jou vrugte geken word, en dan beswaarder jy saam met die vyand, dit maak jou deel van beswaarder. En dan leer die Bybel my, dit hou verband met die woord van Satan. Die betekenis van hom, van Satan is teenstander, hy's 'n versoeker, sê bietjie versoeker. Die oomblik wat jy die woord versoeker hoor, moet jy verstaan vanmôre, die duiwel kan dit nie in jou gedagtes plant nie. Hy's die versoeker, hy versoek jou, hy kom besoek jou, dis wat hy doen. En dan leer die Bybel my, en hy is die hoof van die bose geeste en allerhande bose dinge, dis wie hy is. Sê bietjie, hy's 'n vuil uil. Wat is Satan in die oë van God? Hy is God se grootste teenstander en die teenstander van die mens. Hy kan nie jou vriend wees nie. Jy kan nie 'n kind van God wees en 'n vriend van die wêreld nie, want dan kan die gees van God nie in jou woon nie. Baie keer soek ons van die Here iets, ons kry dit nie, want ons is nog deelvormig van die wêreld en nie deelvormig van Christus nie. Hier is iets wat jy moet verstaan. Wat het gebeur in die tuin van Eden? Hoe het Satan vir Eva genader? Nou ek wil dit kortliks vir jou gee. Dan die slang in Genesis 3 vers 1 sê die woord van die Here, hy was die slang en hy was listig. Hy was 'n listiger, sê bietjie listiger. Wat was hy? 'n Listiger slang. Met ander woorde, hy kom om te verwoes, so listig is hy. Die Bybel sê, en al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En nou kom die gees van die Here en hy waarsku jou teen sonde, en dan gaan die duiwel vir jou sê, is dit regtig so? Gaan jy regtig hel toe gaan as jy net ietsie van dit doen? Luister hierso, die Here gaan sê jou liggaam is 'n tempel, ag net enetjie, hy sal jou vergewe. Ek gaan vir jou slegte nuus gee vanmôre. God vergewe wanneer jy opreg repent. Die woord van die Here sê, moet Jesus nie elke dag kruisig nie. Moet hom nie elke dag kruisig met dieselfde sonde oor en oor en oor en oor nie. Nou kom, hou gou vas vir 'n oomblik, ek gaan vir julle skrifte gee. En dan sê die woord van die Here vers 2, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet. Nee, julle sê mos vir die duiwel, ons mag van alles eet. Maar die boom in die middel van die tuin, die een van goed en kwaad, dit mag ons nie eet nie. En dan kom hy in vers 4, die slang, en hy sê vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe as julle van hierdie vrug van hierdie boom eet. Kyk gou wat doen die duiwel. Kan julle tot daar saam met my lees, dat die duiwel het nog nooit 'n saad in haar gedagte geplant, 'n gedagte nie. Kom ons noem die gedagte 'n saad. Hy het nie daai gedagte saad geplant nie. Wat hy geplant het, is die saad van vrywilligheid om sonde te doen. Is julle saam met my vanmôre? Ek wil dit vir jou openbaar. Luister gou vir 'n oomblik. Maar God weet dat julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. En ons weet dat dit gebeur. En dan sê vers 6, so met ander woorde, Satan wou die kwaad bekend maak aan die mense. So hy gaan nou vir jou sê, net so een kyk van pornografie gaan jou nie doodmaak nie. Dis net een van welis. Dis net een keer van iets. Dis die een keer wat jou in 'n gat en in 'n ketting sit, en jy het jouself in daai ketting gesit. Al wat jy vir die duiwel gee is om die slot te kom sluit. Jy neem die keuse om die kettings te wees. Jy neem keuses om gebind te wees aan die werke van Satan. En dan kom hy in vers 6. En die Bybel sê, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, want dis mos lekker om die sonde te doen, dis mos goed. En dan sê hy, en dat hy 'n lus was vir die oë. Hou gou vas vir 'n oomblik. Kan julle sien dat die duiwel het sover nog nie die gedagte vir haar geplant, sonder om met haar te praat nie. Sy moes die besluit neem toe hy gesê het, eet van die boom in die middel van die tuin. Hy het met haar gepraat. Sy het die besluit geneem, en hy het dit lustig gemaak vir haar oë. Dis mos soos daai tannie wat met die mooi kuite by jou verbystap, nee. Maak jou mos nou lustig. Nee. Dis mos soos daai man met die stywe boutjies, nee. Hier kyk hy het nou 'n paar. Hy nou mooi boude. Nee man, nee dames. Wat die oë sien, bring ons lustigheid.
As die dokter sê jy moenie Coke drink en jy drink Coke, dis lustig. Slaat ek myself oor die hand. Hou vas vir 'n oomblik. 'n boom wat vir 'n mens kan begeer. Satan het nog nooit die begeerte in jou geplant nie, jy het die begeerte gekweek. Die Bybel sê in Eksodus 20:17, jy mag nie begeer nie. Moenie iets begeer wat iemand het nie, moenie hulle vrou begeer of hulle man nie, moenie hulle buur, moenie hulle kinders begeer. Ek wens ek het 'n kind soos jy gehad van my kind. 6. En dan sê hy, ons het 'n boom wat ons kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van die vrug, en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Nou wil ek julle 'n vraag vra. Eva, kom hier. Ek soek Adam. Ag, kom hier so Adam, kom hier. Daar sy vruggie, kom. Daar sê ek soek Adam. Soek Adam. Staan daar so. Ek weet nie hoe moet ek dit demonstreer. Sy sal jou nie byt nie, ek weet jy's getroud. Staan net hier so. Staan maar 'n entjie af en weet ons is veilig. Ons spreek nog. Lyk so mooi. Lyk so mooi. Hier is wat gebeur. Eva. Sy staan met 'n appel. Kom ons noem die vrug appel. Onthou, dit was nie 'n appel gewees nie, okay? Dit was nie 'n appel nie. Jy het nie 'n vrug geëet wat sonde gebring het nie. Daai was vrug van kennis, van goed en kwaad. Dis waarna die vrug verwys. En as jy 'n studie gaan doen, gaan ons teruggaan na die vrugte van die Gees. Op die einde gaan ons eindig op die vrug van die Gees. Hier is wat gebeur. Sy staan nou met 'n appel. Sy staan nou met, kom ons noem dit skinder. Kom ons noem dit skinder. Bly stil, ek praat. Hou vas daai appel, laat almal sien. Sy, Eva, het 'n besluit in die tuin geneem om vir Adam die appel te gee. Gee vir hom die appel, maar moet hom nie vat nie. Gee vir hom die appel, maar moet jy mag dit nie vat nie. Dwing dit op hom af. Hy's getroud. Okay, kyk vir jou. Hier is wat gebeur. Hy kon besluit het, ek stel nie aan hierdie vrug belang nie. So die duiwel het nie na hom toe gekom nie, Michael, kom hierso. Kan jy vir my asseblief van sy verstand in klim, dat ek sien hoe gaan jy dit regkry? Jy is nou Satan vir die oomblik. Kom aan, klim in sy verstand in. Kan jy? Sê jy vir my, kon die duiwel vir Adam gesê het van die vrug, of het Adam die besluit geneem? Ek soek 'n seun wat baie klein is. Kan jou hemp trek? Ek soek iemand wat baie klein is. Kom help vir pastoor, kom hierso. Jy gaan my help, kom hierso. Jy mag hom net nie stoei nie. Hallo seun, ek kyk vir jou, jy's nie 'n WWE nie, ek kyk vir jou. Ek weet nie hoe gaan ons dit doen nie, maar hou vir my vas. Sal jy vir my vashou? Ek voel ek moet 'n demonstrasie. Ek sal vir jou 'n ander hemp koop as hy rek. Ek weet dit is nou nie lekker nie, maar ek gaan my bes te probeer. Ek wil iemand by hierdie oom se hemp inklim, maar klim by sy rug sommer agter en makliker. Kom, klim in. Klim, steek dit jou six-pack weg, ek wil nie almal. Jy moet inklim, klim in. Vas, klim in, man. Die enigste wese wat in jou kan woning maak as jy die besluit neem, is die Gees van God wat jou sal keer om nie van hierdie appel te eet nie, want die duiwel het nie toegang tot jou gedagtes behalwe die Gees van God wat jou denke kan beheer, jou verstand kan beheer as jy in die wil van God is nie. Dit beteken jy is in beheer van jou gedagtes en jou denke. Haal maar die Heilige Gees uit hierso. Geef hom 'n hande klap uit sy bek. Julle kan sit. Ek wil iets demonstreer om vir jou te wys. As ek Michael in sy hemp kon insit, het hy Frikkie die keuse gemaak om Michael binne in hom te hê.
Hy sou die keuse maak. Die duiwel gaan nie net kom woning maak as jy nie oop deure het nie. En dis wat ek vir jou wil bring vanmôre. Die Bybel sê, toe gaan altyd sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle wat is? Naak. Hoe naak staan jy voor God vanmôre? Het jy al gedink vir 'n oomblik dat die Here sê, hoe swaar gaan dit wees wanneer hy ons naak en lig bevind gaan vind, sonder kleding voor hom? En dan sê die Bybel, hulle oë het oop gegaan en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk om skorte te maak, sulke rokkietjies, né? En hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, en die Bybel sê dit was 'n aandwindjie. Want God is deel van wind, sy stem is deel van wind en waterstrome en donderweer. Het jy dit geweet? Die Here praat met die aarde en met die mens wanneer daar donderstorms is. Dit staan in die woord van die Here. Ek het al gepreek daaroor, nee. Het ek al gepreek vir julle daaroor? Ok, julle kyk vir my asof ek nie het nie, ok. Toe roep die Here God na die mense, sê vir hom, waar is jy Adam, waar is jy Eva? Kyk gou wat gebeur hier. Dis tipies die mens. Die Bybel sê, Adam antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin. En ek het gevrees, want ek was naak, daarom het ek my verberg. Nou die oomblik wat jy sonde doen, voel jy skuldig. As jy sonde doen, voel jy skuldig. Kyk, as ek nou kwaad geword het, en ek was nou verkeerd, dan voel ek aangekla. Nie deur die Heilige Gees nie, deur Satan. Want Satan is die aanklaer, sê die woord van die Here. Die Heilige Gees openbaar aan jou sonde. Die oomblik wat die duiwel gaan klaar daar by die Here. Here, lê net nou 'n lekker walm gevat. Die Here sê, Satan, weet jy wat? My Gees het klaar aan hom openbaar sy sonde, want hy voel skuldig. As jy die Gees van God in jou gaan jy skuldig voel. Kyk gou wat in Adam. Hy het nie 'n skuldig gevoel nie, hy het skaam gevoel. Wat het hy gedoen? Die mens antwoord, sê bietjie dames, sê bietjie vir jou man, mens, hy's 'n mens. Die Bybel sê, die vrou wat u vir my gegee het om by my te wees. Kyk gou hoe wys ons nou vingers. Sy het hierdie appeltjie vir my gegee. Sy het hierdie vrug vir my gegee. Sy het gesê, ek moet van hierdie boom eet. Sy is die oor. Kyk Here, u het haar vir my gegee. Iemand moet die skuld kry, dit kan nie ek wees nie. Was Eva in Adam se gedagtes. Het sy ingeklim en vir hom 'n knoppie gedruk en gesê, vat, kyk gou vir 'n oomblik. Daarom sê die Here aan die vrou, Eva, wat het jy verkeerd gedoen? En die vrou antwoord, sy sê, die slang het my bedrieg, wat ek geëet het, Here. Hou vas. Binne in jou huishouding, binne in jou werksplek, binne in jou familiekringe, binne in jou vriendekringe, hoeveel keer vat jy wat die vyand jou gee? Ons weet die volgende. Satan is 'n leienaar, julle ken dit, hy's 'n mensemoordenaar, hy's 'n verwoesterer, hy's alles. Hier is nog 'n antwoord op jou vraag is, kan Satan my gedagtes plant in my gedagte en ook my gedagtes lees? Hy kan nie. Matteus 6:13 sê, die Here, die enigste ene wat jou kan lei om nie in versoeking te kom nie, is die Heilige Gees, is Jesus Christus. Matteus 6:13 is deel van die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons sonde, net soos ons die vergewe wat teen ons sondig. En vers 13, lei ons nie in die versoeking nie. So die Heilige Gees kan jou nie in die versoeking lei nie. Wie gaan jou lei in die versoeking? Wie is die versoekeraar? Satan. Wie die besluit geneem om die sonde te doen? Jy of Satan? Satan het lankal gesondig, hy's uitgewerp uit die hemel. Jy is besig om die sonde van Satan te doen, omdat jy die besluit maak om te doen. As ek 'n R50 hier neersit, en hy's 'n tentasie vir iemand, en iemand besluit om te vat, wat het daai iemand gedoen? Die duiwel was weer lustig, hy het nou weer 'n R50 vir my gaan plant. Ek het hom nie hier gesien die R50 aanbring nie. Ek het gesien dat ek die R50 uit my sak uithaal en op die preekstoel sit, maar jy het besluit om die R50 te steel. Luister, slegte en bose dinge wat jy doen, kom vanuit jou hart uit. Ek wil dit vir jou leer vanmôre.
Openbaring 3:15 en 16 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Jy moes gekies het, wil ek koud wees, of wil ek warm wees? Wil ek God dien, of wil ek lou wees? Vers 16 sê, maar nou omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Hou vas vir 'n oomblik. But if your God is a loving God, hoekom sal hy mense uitspieg? Wie is hierdie God wat mense hel toe stuur? Hou vas vir 'n oomblik. Is nie God wat jy hel toe stuur nie, is jy wat jouself stuur. Hy gaan net die oordeel gee omdat jy nie geluister het na sy woord nie. Jy het self die gateway gemaak. Die oomblik wat mense sê, ek het vir julle nou die dag gesê, die Here het vir my iets gegee om vir iemand in die kerk te gee. Ek is lief vir die Here, maar ek is nie lief vir die kerk nie. Daar's fout met jou. Want die kerk is die bruid van die bruidegom. God het 'n bruid lief. Hier is wat gebeur. God of Satan plaas nie hulle wil op jou af nie. Jy accept wie se wil jy in jou lewe wil hê. Of jy kies die nou pad, of jy kies die breed pad. Slegte en bose dinge wat jy doen, kom vanuit die hart. Openbaring 3 vers 15 tot 16. Matteus 7:21 sê, wat is jou besluit omtrent wie se wil jy moet uitleef? Vers 21 sê, nie elkeen wat vir my, julle ken hom, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat doen? Wie se wil? Nou hou vas, hoekom, as ek nou sê jy, dan wil ek nou met jou as individu, die hele kerk praat, en dit sluit my in. Hoekom wil ek en jy elke keer die wil van die wêreld volg? Nee maar, as oom Louis, een van die twee, julle kan kies wat julle hom wil noem vandag, hy sal nie kwaad word nie. As oom Louis besluit, ek wil gaan jol, en jy volg hom, het jy 'n besluit gemaak om saam met hom te gaan jol. Hy het die offer vir jou op die tafel gesit. Jy het 'n keuse gehad om te sê, ek aanvaar hierdie offer of ek wys hierdie offer weg. Hoor gou wat ek probeer sê vanmôre. En hier is die volgende wat gebeur. Nie elkeen wat sê, Here, Here sal ingaan nie. Wie se wil het ek gevolg? Oom Louis se wil of my wil? Die oomblik, dis hoekom die Bybel sê, die gees staan teenoor die vlees, sodat ons nie moet sondig nie. Jy moet sterk in gees wees, en arm eintlik in die vlees wees, dan sal jy nie sondig as jy in die gees wandel nie. Jou gees moet sterker as jou vlees wees. En dan kom hy en hy sê, die vers 22 praat nou van hande oplê en so meer, ek gaan nie nou daarvan praat, die vers 23 sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So wie het die ongeregtigheid gedoen, Satan of jy? Hier is iets wat ek vir die kerk wil sê, die dag met die oordeel, gaan die duiwel die aanklaer wees. Jy gaan nie in die hemel kan sê, maar Satan het vir my gesê, om dit te sê, Satan het, laat ek dit, nee, dan gaan die Here sê, maar het ek jou nie 'n wil gegee nie, ek het nog nie eers my eie gees op jou afgedwing nie. Hoe kan jy Satan die skuld gee, as jy die wil van Satan gedoen het? Met ander woorde, jou wil was om die wil van Satan te doen, my wil wees om die wil van God te doen. Dis wat jy vir jouself moet sê, ek wil God se wil doen, dit moet my wil wees. En dan in Matteus 5 vers 8, sonde en ongeregtige dinge kom vanuit die denke en die hart van die mens. Ek gaan dit vir jou wys. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die wat rein is van hart. Wat bedink jy? Wat se gevoelens loop jy mee rond? Wat create jy van binnekant wat plaasvind in jou? Matteus 5:27 tot 28 sê, julle het gehoor dat aan die mense van die oud het gesê, jy mag nie egbreek pleeg nie. So ek het hierdie egbreek ingebring om vir jou te wys, dat die Here gaan jou hier wys, hy sien tot jou gedagtes. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na die kuite, of die eye shadows, of die begeerlike haartjies van haar, of haar heupies, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het.
So wie sien jou gedagtes raak? Net God kan jou gedagtes sien. Die duiwel kan nie. En dan sê hy, jy is in beheer van jou lewe as jy buite die wil van God is. Jou foute gaan jy duur te staan kom as jy aangaan met wat jy aangaan. As jy in die wil van God is, sal jou denke jou hart bewaar en jou hart sal jou siel bewaar, want die Here sê, staan rein voor hom, vlug van die sonde. As jy in die wil van God is, sal jou denke en jou hart bewaar word van sonde. So Satan gee die opportunity. Jy kies ja of jy kies nee. So daar's 'n straf gerig oor priesters in Maleagi 2 gebring gewees. Maleagi 2:15 leer my, wie is in beheer van jou hart en jou denke? Wie moet verantwoording doen vir goeie of slegte optredes? Ek kan nie my vrou blameer vir die besluite wat ek gemaak het nie. Ek kan nie vir Kathleen kwaad wees vir wat sy gedoen het nie. Ek het gevolg wat sy gedoen het. Maleagi 2:15. Beheers julle. Wat staan daar? So wie moet beheer vat van jou gedagtes? Wie moet beheer vat van jou hart? Jy. Here, vat beheer van my hart. Dan staan die Here en dan gaan hy vir jou sê, Ina, gee my jou hart. Gee my jou hart. Here, vat beheer van my finansies. Okay. Gee my jou finansies. Here, vat beheer van my kinders se lewe. Rika, gee my jou kinders met hulle lewe. Here, vat beheer van my ongeredde man. Gee my jou ongeredde man. Here, vat beheer van hierdie siektes in my lewe. Gee my jou lewe, gee my jou hart, gee my jou liggaam. Noem daai siekte, ek sal dit genees. As mense wat glo dat God genees nog steeds doen. God kan steeds genees. En hy red steeds verlore siele. Hy kan steeds, hy het nooit verander nie. Ek wil hierdie vir jou gee vanmôre. As jy Jesus al aangeneem het, moenie ontrou wees teenoor hom nie. Die oomblik wat jy ontrou teenoor jouself gaan wees, gaan jy ontrou teenoor hom wees. En wanneer jy teenoor hom ontrou is jy ontrou teenoor jouself en ander om jou. Jy dra 'n verantwoordelikheid as 'n kind van God. Wat is my opsomming? Ek wil dit kort en kragtig hou. Satan kan nie gedagtes plant nie. Hy kan nie. Hy saai net die saad van daardie vrug wat hy wil plant in jou. Jy het 'n keuse om te sê ja of te sê nee. Ek wil die volgende sê, en daar gaan baie vir my kwaad wees, wat is reg? Sit 'n roos in jou hoed, môre voel jy goed. 'n Muis sê ja vir alles wat verkeerd is, maar 'n opregte man en vrou sê nee vir die wêreld en ja vir Jesus. Slegte vrugte wat lekker lyk, vrugte wat manipulerend kan wees, kwaadaardige gedagtes bring misleiding en maak jou koud op beide gebiede. Woede, welis, die een kan die ander een nie verdra nie. Luister, onvergewensgesit, ons kan dit noem, maar hamer op dieselfde, dan het jy nog nie eers oorkam nie. Satan versoek jou met jou swakpunte, jou gedagtes en jou hart broei op onsienlike suurgoed wat jou gaan eet van binnekant af buite toe. Het jy geweet, 'n mens wat sterwe, iets binnekant in hulle liggaam moes fout gaan sodat jy eendag sterwe? Iewers moet 'n failure binne in jou liggaam plaasvind, jou hart, jou niere, jou longe, jou darmes, noem dit. Iets gaan een of ander tyd verkeerd sodat jy moet sterwe. Ek praat nie nou van 'n ongeluk of ietsie. Ek praat van 'n normale dood. Iets moet gebeur. Dis presies wat die duiwel doen. Hy plaas gif binnekant jou om jou geestelik dood te maak. En daai geestelike dood kan jou selfs liggaamlik doodmaak. Ek dink julle hoor wat ek sê nie. Geestelike dood kan jou ook liggaamlik doodmaak.
Wat sê die Bybel? Wat wil ek vir jou sê? Vat beheer van jou denke. Vat beheer van jou hart. Jy kies jou woorde. Die Here kies dit nie vir jou nie. Jy kies hoe jy optree. Die Here het nie vir jou gesê hoe jy, hy waarsku jou, maar jy neem die besluit hoe jy optree. Vat beheer en God gee jou self volmaak aan God oor. Net God kan die gedagtes van die hart van die mens sien. Satan ken net jou vrugte deur die misleiding wat hy jou bied. Daarom sê die woord van die Here, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En die duiwel weet presies wie sy kinders is. Aan hulle vrugte sal jy geken word. Ek gaan nie nou praat van demone en goed wat in jou liggaam kom. Ek het julle genoeg van daai lerings gegee en wat het hy beheer van jou liggaam dan? Weerstaan die duiwel, sê Jakobus 4 vers 7 tot 8. 1 Korintiërs 3:9 sê, die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet, dit beteken niks nie. Dis die teksvers in die woord van die Here wat vir my sê, dat God is die enigste ene wat my gedagtes kan sien en kan lees. As jy op jou kopkussing lê vanaand en jy bedink goed, wat nie in die wil van die Here is nie, en jy bedink hoe jy kwaad aan iemand gaan doen, God sien jou gedagtes, dit gaan teen jou staan. As iemand jou te nagekom het en jy loop met 'n gedagte teen daardie persoon, God sien dit raak, jy sal voor God staan. Maak jou gedagtes reg. Romeine 12 sê die Here, vernuwe jou. Sit vir my daai teksvers op asseblief as jy kan, Dani. Romeine 12 sê die woord van die Here, hy sê, wie moet jou gedagtes vernuwe? Wie? Hy het nie gesê, ek gaan jou gedagtes vernuwe nie. Weer 'n keer kom die Here en hy sê, nie een keer plaas hy sy wil, of dwing hy sy wil op jou af nie. Jesus het nog nooit sy dwing, sy gees het nog nooit sy gees, die Here het nog nooit sy gees op iemand afgedwing nie. Nog nooit nie. Ekskuus, Dani gaan hom nou vir ons kry. Ek wil hierdie vir julle sê, hou vas vir 'n oomblik terwyl hy soek. Die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet, dit beteken niks. Daar kan niemand wyser wees as God nie. Hoekom sê ek net God kan jou gedagtes lees? Wie het jou menswees geskape? God het jou geskape. Prys die Here, sê 'n bietjie prys die Here. Maak gou julle Bybels oop saam met my. Romeine hoofstuk 12. Is daar iemand wat 'n 83 vertaling het? Kom ons lees gou vers 1 en vers 2. Julle ken hierdie gedeelte, maar ek wil dit vir jou oopbreek. Ek vermaan julle dan broeders, dis Paulus wat in Romeine skryf. Hy sê, by die ontferming van God. Sê 'n bietjie die ontferming van God. Dis wat God se ontferming oor jou is. Dan sê hy, dat julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Wie moet dit doen? Die Heilige Gees. Jy moet dit doen om dit vir hom te gee. En dan sê hy, as 'n lewende en heilige aan God welgevallige offer. Dit is julle wat? Dis jou godsdiens. Dis wat God van jou soek. En dan sê hy in vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hoekom sal hy dan net daarna sê op jou gedagtes verander? Hoekom sal hy dit sê? Kom ek breek dit vir jou op. As ek sien Pieter besluit, of Pieter, wat wil jy doen wat verkeerd is? Nou, jy weet nie, okay, ek weet nie. As ek sien, okay, hy ry nou ovaalkar, as ek sien hy wil ovaalkar ry in die sirkel en welkom en hy wil almal doodry. Nou wil ek ook doen wat hy doen. Ek wil ook ovaal ry en almal doodry. Ekskuus, ek weet nie, ek gee net 'n voorbeeld. Wat het ek gedoen? Ek het die besluit geneem vir wat hy doen. Wil ek ook doen. So ek het myself gelykvormig aan die wêreld gestel. Maar as ek sê, hy wil die Here dien en hy wil God vreesend wees, dan kan ek wil welgevallige offer wees deur dit wat hy my leer. Wil ek myself welgevallige offer aan God maak, omdat ek sien, hy maak hom welgevallig aan God. So ek wil leef wat God van my verwag. Ek wil nie wees soos hy nie. Ek wil wees soos Jesus. Maar die Here stuur soms mense op jou pad om jou te leer hoe Jesus is.
Maar ons kies die maklike uitwegte. Is dit nie waar nie, Johan? Luister gou wat sê die woord van die Here. Vers 2 sê hy, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die 83 vertaling sal sê, verander julle denke. Wie moet dit doen? Jy moet dit doen. Weet julle oukies wat? Ek het vir julle geleer, ons kan verkeerd bid. Ek het vir julle gewys in die woord van die Here, ons kan verkeerd bid. Ek het al vir julle gesê, jy kan nie nou bid en sê, die Here het gesê, Ina gaan my vrou wees nie. Hoe kan die Here dit vir my sê, as dit die vrou van hierdie man is? Hoe kan ek sê, Michael se kar gaan my kar wees, as die Here hom nie vir my gegee het nie, maar ek begeer sy kar. God sal vir jou gee wat jy nodig het. Kan ek 'n amen of 'n Ina kry die kerk? Ok, ek is naby my einde. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Wie is die enigste een wat jou denke kan help verander? Dis God. Jy en God. Satan kan nie jou denke verander nie. Jy beïnvloed jou denke deur sy sonde. Die duiwel het geen seggenskap oor jou liggaam behalwe as jy jouself offer aan hom. Hier is wat gebeur. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So jy gaan jou verstand moet skuiwe. Moenie laat mense jou roeping, moenie laat mense jou trap en jou deurbreek nie. Moenie laat mense, hou julle oë op die Here. Weet julle wat? Weet julle wat? Die duiwel probeer my skuif. Hy sal my nooit skuif nie. God sal my skuif. Maak nie saak wat die wêreld sê en mense nie. God het die laaste sê. Hou jy vas aan die hand van die Here. En waar hy jou skuif, daar sal jy die verskil maak. Doen die wil van die Here, nie die wil van mense nie. Baie keer wil mense jou skuiwe. En as jy dit toelaat, dat mense jou skuiwe, mis jy wat God jou voorgeroep het. Nou gaan ek regtig afsluit. Ek het net gesê afsluit. 5 minute. Ek wil vir iemand hier binne in die kerk sê, Satan is 'n werklikheid. Demone is 'n werklikheid. Ons was in, wat was daai dorpie gewees met daai vrou? Was in Keimus, in 'n stadsaal, hou ons 'n erediens. Geliefde, wanneer iemand onder die krag van die Heilige Gees val, sal hulle nooit seer kry nie, maar wanneer hulle onder 'n gees val wat nie van God is nie, kry hulle seer. Daai vrou het soos 'n perd agtertoe gaan en sy het neergeval. En dis net bloed waar jy gekyk het, dis nie in die wil van die Here nie, dis nie goddelik nie, dis nie gees georiënteerd nie. En daai aand maak die Here 'n vrou skoon en hy bevry haar. Dat toe sy by haar sinne kom en sy kon na my en sy sê vir my, sy weet nie wat het nou presies met haar gebeur nie, was julle daar so? Was julle daar? Sy weet nie wat het nou gebeur nie. Want die duiwel het kom switches aan en afsit in haar, want hy het beheer van haar liggaam gevat, omdat sy dit toegelaat het. Sy was deel van heksery, as ek kan onthou. Ja. Heksery, sy was Shangoma, sy was deel van snaakse goed. Ek loop in hierdie week, ek het 'n dame wat by my werk, en 'n ding het my gepla, en ek het haar gevra om asseblief daai goed om haar knie af te haal. Toe sy my huis staan, te vra ek van, wat se toutjies is om jou knie? Nee, dis maar net die healing goede. Ek sê wel, ek het jou nog eers gesê nie. Ek sê, doen my 'n guns, haal vir my daai snert af, want in my huis laat ek die gees van Satan nie toe nie. Die werke van die duiwel is nie welkom in my huis nie. Jesus Christus is, haal hy goed van jou knie af, nie in my huis nie. Wat laat jy toe in jou huis? Wat laat jy in jou huis toe? Wie laat jy in jou huis toe? Ek wil enige getuienis gee, as ek reg is, Brit, sal ek om getuig wat het gebeur in my lewe, omdat ek 'n verkeerde persoon in my huis toegelaat het. En wat het met my gebeur en my amper kom verwoes in my lewe. Kyk gou wat gebeur, ek is nou naby. God maak vry, hy maak los jou slegte gedagtes en die dinge in jou hart. Jy moet daai keuse maak vanmôre. Mense mors tyd om op die duiwel te roem en Satan te roem, in plaas van om in God te roem wat jou wil verlos. Geen wonder mense vol angs nie. Het jy gesien hoeveel mense is in angs hierdie laaste tyd? Hulle wandel in angs. Hulle wandel in angs. Kyk wat gebeur. Hulle wandel in vrees. Hulle glo die duiwel is agter hulle of in hulle.
gaan hierdie weer sê, ek en Wilmer het maar net gelag al. Baie keer sal iemand na my toe kom en vir my sê, pastoor, is 'n duiwel hier in my. Ek gaan die volgende sê in liefde, is jy nie dalk die duiwel nie? Ons soek die duiwel oral, in plaas ons soek God. Want iemand wat 'n onrein gees het, sal nie staan en bly in my teenwoordigheid, omdat ek staan in die teenwoordigheid van die Here. Klaar. Saad word geplant in die denke van die mense, daar is dit deur op deur. Duiwels kan kans gegee word om in jou te werk. Mense spandeer tyd en maak hulle verstand nie reg nie. Maak reg jou denke. Loop jy, as jy jou denke reg maak in jou hart, sal jy in vrede loop. Soek jy nie die vrede van die Here in jou lewe nie. Sê bietjie liggeraaktheid is ook nie van God nie. As ek lig geraak is, hoe kan ek sê die gees van die Here is in my? Dit staan in die woord, ek het dit vir julle gelees, ek dink 2 maande terug gepreek. Hoe kan ek sê ek's 'n kind van God as ek lig geraak is? As iemand nou net iets vir jou sê, as iemand nou net iets doen, kan ek vir hierdie kerk vra vanmôre, klim af van julle purity bottles en kom by die Here uit. Begin die vaste spys eet wat God op die tafel vir jou sit. Nou is ek regtig klaar. James 4:7 sê, Jakobus 4:7 sê, submit yourself to God, resist the devil and he will flee. Wie God vrymaak is waarlik vry. Krag is in Jesus se naam. Die name van demone het nie krag nie. Nou sluit ek af met hierdie vers, of hierdie reël. Hou op om die duiwel elke naam te gee. Die duiwel van verslaafdheid, die duiwel van dronkenskap, die duiwel van... Die Here sê sy naam is 'n onrein gees. En sê gees van onreinheid, in die naam van Jesus, jy is nie welkom in my lewe nie. Jy is nie welkom in my liggaam nie. Jy is nie welkom in my gedagtes nie. Jy is nie welkom nêrens nie. Hy kan niks van jou oorneem as jy dit nie vir hom gee nie. En al het jy die duiwel in jou lewe en sy wil, kan hy nog steeds nie jou gedagtes beheer nie. Jy laat toe om beheer te word deur die saad wat hy net vir jou gee. Plant jy die vrug en jy gaan die gevolge dra van wat jy doen.